Julle, Japie hierso. Ek het 'n dieper openbaring ontvang oor Jahoua se naam en Joshua se naam. Wat ek met julle wil deel, wat Jahoua aan my geopenbaar het 'n dag of wat terug. Dit is regtig 'n wonderlike openbaring. En ek het die opskrif hier geskryf, 'n dieper kyk na die Messias en sy rolle soos beskryf in die woord. Maar dit is nie heeltemal wat dit oor gaan nie, maar ek het nie geweet wat om hierdie te noem nie. Maar kom ons begin maar, dan sal julle later verstaan wat ek bedoel. En dit gaan oor die pictographic Hebreëse naam van die Vader. Dis hand behold, nail behold. Dis die arm van Jahoua, dis 'n mens, dis die spyker of die nail, en dan is dit weer 'n mens. Dit lees Jahoua, sien Jahoua. So kom ons kyk daarna. Genesis 19:24. En Jahoua het swaal en vuur oor die Sodom en Gomorra laat reën van Jahoua uit die hemel. Beide Jahoua op die aarde en Jahoua in die hemel, bo die koepel, was betrokke by die vernietiging van Sodom en Gomorra. Nou maar, hoe werk dit? Ek dink daar's net een Jahoua, volgens Deuteronomium 6:4. Die een Jahoua is buite ons realiteit en die ander Jahoua is in ons realiteit as die arm van Jahoua. Maar hoe kan die een wat die arm van Jahoua is, wat ons Yahushua noem vandag, of die woord, wat hy ook die woord van Jahoua genoem, hoekom word hy dan ook Jahoua genoem? Nou dit is eintlik waaroor hierdie video sal gaan, is hoe dit gekom dat Yahushua die Vader se naam ontvang het, of by daardie naam genoem mag word, hoe hy die autoriteit gekry het om daardie naam te ontvang, wat moes gebeur het vir dit om te realiseer. Ok, ek gaan later wys hoe dit gekom het dat Joshua ook Jahoua genoem kan word in die Bybel. Nou dan sal ek ook later sê, moet ons hom dan Jahoua noem, wat ons nie moet nie, en julle sal sien hoekom nie. Dit gaan ek ook vir julle wys, en Yahushua het self vir ons gesê, hoekom nie. Yahushua se rol op aarde, Yeshayahu 53:1, of Jesaja. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van Jahoua geopenbaar? Johannes 12:37-38. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het, Jahoua, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van Jahoua geopenbaar? So ons sien hierdie arm van Jahoua, Johannes het dit verstaan dat dit is 'n verwysing na Yahushua Messias, die arm van Jahoua, dat hy is die arm van Jahoua. En ons het ons nou gesien, dis die eerste letter van die Vader se naam, dis die arm in die hand. Johannes 1:14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene van die Vader, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hier noem hy van die enige geborene, ek gaan ook nou nog iets daaroor sê. Maar ons sien dat die woord het vlees geword. Onthou julle, die tweede letter van die Vader se naam is 'n man, wat sy hande omhoog hou, en dit beteken behold. So wat ek hier nou wil wys is dat die arm van Jahoua word 'n mens. Psalm 22:16. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe, deurboor. In Engels sê, for dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me, they pierced my hands and my feet. So ons sien hierso dat dis die derde letter van die Vader se naam. Dis so, ons is nou by Yahu, so die U klank, of die nail, of die spyker, dis die ene. Psalm 16:10, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Handelinge 2:27, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Petrus quoteer Psalm 16:10, dat dit verwys na Yahushua wat opgestaan het uit die dood,
ja, Petrus wys vir ons dat wat Dawid gesê het hierso gaan nie oor Dawid nie, dit gaan oor Jehoshua. Maar in elk geval Dawid se liggaam het verderwing gesien. Jehoshua het mos op die derde dag opgestaan uit die dood. Handelinge 2 vers 24. Hom het Jahwe opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Ja, so ons sien, dis die 4de letter van die Vader se naam hierdie. Weereens 'n man met sy hande omhoog wat beteken behold. Filippense 2 vers 8 en 9. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die paal. Of soos julle hoor in die kerk 'n kruis, maar dit is nie 'n kruis nie, dit is 'n paal, hulle het dit wetenskaplik bewys. Daarom het Jahwe hom ook uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo alle name is. Watter naam is bo alle name, mense? Dis nie Jesus nie, Jesus is nie die naam bo alle name nie. Daar is net een naam bo alle name. Natuurlik is dit die Vader se naam, want hy is bo alles, so sy naam is die naam bo alle name. So jy doen hom oneer aan as jy 'n liedjie sing en jy sing dat Jesus is die naam bo alle name. Daarom het Jahwe hom ook uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo alle name is. So hoe dit gekom dat Jahwe die naam bo alle name wat Jahwe is vir Joshua gegee het. Joshua het die dieper betekenis van die naam van Jahwe vervul toe hy gesterf het aan die paal. En omdat hy die betekenis van hierdie naam van Jahwe vervul het, deur wat hy gedoen het in sy lewe, en wat hy kon bereik het Jahwe hom opgewek en het toe finaal die volle naam vervul, en daarom het hy ook dan die naam van die Vader ontvang. Omdat hy het dit letterlik uitgeleef wat die naam beteken, en toe ontvang hy ook die naam, bo alle name. Jy sê het hand behold, nail behold, of arm, hand, man, spyker, en dan weer 'n man, daai kant. Mens lees mos van regs na links in Hebreëus. Joshua het amptelik Jahwe se naam ontvang, omdat hy die dieper betekenis van die naam volbring het. Nou, dis die openbaring wat ek ontvang het op die trein van na my nagskof, en toe begin ek hierdie saamstel. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Nou, dis Petrus wat hier praat met die fariseërs. In hierdie vers praat hy van Jehoshua se naam. Nou, kom ons kyk wat sê hy in Handelinge 2 vers 21. En dis 'n quotasie van Jael of Joel 2 vers 32. En elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word. Hier wys daardie profesie in Jael 2 wys spesifiek dat Jahwe se naam moet aangeroep word, die Vader se naam moet aangeroep word vir verlossing. Ons sien in Jesaja 12 vers 2 en 43 vers 11 ook dat Jahwe sê hy alleen is ons verlosser. Maar dan sien ons in Handelinge 4 vers 12 dat dieselfde Petrus sê vir hulle dat die naam wat aangeroep moet word is dan Jehoshua. Nou hoe dan? Jehoshua het die Vader se naam, dis hoekom. Hy het die Vader se naam ontvang, omdat hy dit vervul het, wat dit beteken, maar ook sy naam het die Vader se naam daarin, dis Jahwe, ons verlosser. Shua kom van Yeshua, wat beteken verlossing, en Jahu is die eerste 3 letters van die 4 letters van die Vader se naam. So dit is Jahwe, ons verlosser. Mense, is belangrik dat jy die regte name gebruik. Jesus het geen betekenis in Hebreëus nie. Jesus is 'n Latynse naam. Dis hoekom so baie Suid-Amerikaners, mans, se name is Jesus. Dis 'n Latynse naam. Dit het niks met Hebreëus te doen nie, daar is geen betekenis in Hebreëus vir daardie naam nie. Noem hom op sy regte naam, Jehoshua, want dit het 'n baie mooi betekenis. Dit gee jy gee eer aan die Vader
as jy Yahushua op sy naam noem. Dan vereer jy die Vader, want dan sê jy Yahuwah is my verlosser. Dis mos nou baie beter as wat jy sê Jesus, maar ek weet ons is so groot gemaak in die kerke, wat actually geen konneksie het met die Vader nie. Die naam Jesus het absoluut niks te doen met die Vader nie. Daar is geen konneksie nie. Maar die naam van Yahushua gee eer en lof aan die Vader. Kom ons gaan aan, al het Yahushua nou die naam van Yahuwah ontvang, moet ons nog steeds 'n onderskeid maak tussen hom en die Vader. Moet ons nog steeds net die Vader Yahuwah noem, want Yahushua het gesê dat ons net die Vader alleen moet aanbid en dien en tot hom alleen bid. Omdat Yahushua hierdie goed gesê het, kan jy nie nou Yahushua begin Yahuwah noem nie. Matteus 4 vers 10, Matteus 6 vers 9 en Lukas 4 vers 8, dis waar dit sê. En ons moet om ons gehoorsaam wees. Jy gaan eendag geoordeel word volgens sy woorde wat hy gespreek het. In Johannes 12 vers 48 sê dit. So sy woorde gaan jou oordeel eendag. En hy het mos nou mooi vir jou laat verstaan in hierdie verse dat jy net tot die Vader moet bid en net die Vader alleen moet aanbid en dien. Jy sondig as jy sing dat Jesus is die naam bo alle name. Want Yahushua het gesê ons mag net die Vader Yahuwah alleen vereer. En sy naam is Yahuwah is mos die naam bo alle name, nie Jesus nie. Psalms 83 vers 18. That they may know that you, whose name alone is Yahuwah, are the most high over all the earth. Omdat Yahuwah die Vader bo alles is wat gemaak is sy naam ook verhewe bo alle name. Ja, dis die mees kragtigste naam wat daar is. En dis hoekom ons nie, en die ander ding is Yahuwah sê ook, hy sal nie sy glorie met enige iemand anders deel nie. So as jy ander name wil koppel aan hom, en sy ander name is die naam bo alle name, dan gee dit geen eer aan hom nie. Dit het geen konneksie met hom nie. Redes om nie Yahushua te aanbid nie. Nee, ek wil net gou hierso noem, dan baas mense wat dan sê, ja, maar wonderwerke het gebeur in die naam Jesus en so aan. Ek glo is as gevolg van Yahuwah se genade, omdat die mense nie beter geweet het nie. Omdat daar 'n tyd was waar die mense nie geweet het wat is die Vader se naam, wat is die Seun se naam nie. Maar in hierdie tyd waarin ons nou leef, kom hierdie openbarings ons nou uit. Hierdie openbaring is nou al uit vir meer as 20 jaar van die Vader en die Seun se name en hoe ons daarby kan uitkom, hoe ons kan basically uitfigure wat die name is. Ek het 'n video daaroor hoe ons by hierdie name uitkom. Daar's baie video's op die internet wat dieselfde doen. Hulle wys ook, hoe kom jy by hierdie name uit? So hierdie openbarings is nou al verlang uit, so die mense het nie meer daar die verskoning van, hulle weet nou nie eintlik nie, hulle het dit nog nooit gehoor nie, hulle het nog nooit gehoor van die regte name nie. Want dit is nou, om elke hoek en draai, praat mense van die regte name. So dan is mens veronderstel om nie vas te klou aan die ou naam wat nie die verering bring aan die Vader nie, dan moet jy mos nou gaan in die regte name gebruik, en ook dan die Vader op sy naam noem, want die Vader het mos ook 'n naam. Die Vader se naam is nie God nie. God is die idool van geluk. Dis die idool van geluk se naam, is God. Dit staan so, ek dink in Jesaja 65 vers 11. So, redes om Yahushua nie te aanbid nie. Hy het so gesê, ek het gesê Matteus 4 vers 10, Lukas 4 vers 8 en Matteus 6 vers 9, dat hy is 'n engel. Nou, moet nie nou backflips doen nie, ek gaan nou vir julle wys wat bedoel ek. Die Bybel sê Yahushua is 'n engel. So ek gaan vir julle die skrifte gee. Exodus 23 vers 20 tot 21. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Dis nou Yahuwah, hy praat met die volk. Hy praat met Moses, seker maar, en Moses sê dan vir die volk. Neem jou in ag vir hom, en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Die feit dat Yahuwah sê hierdie engel kan sondes teen mense hou, beteken dat hy ook sondes kan vergewe. Toe Yahushua hier was, en hy het vir mense gesê, ek vergewe jou sondes, toe was die fariseërs up in arms, en hulle sê, hoe kan jy dit doen?
En die rede hoekom Jehoshua dit kon doen, nommer 1, hy wil vir hulle gewys het wie hy eintlik is. Hy is die Messias wat sou kom, maar ook dat die Vader kan sondes vergewe, soos die Fariseërs sê, maar die offer kan ook sondes vergewe. Jehoshua was die offer, en daarom dan kan hy ook sondes vergewe. Die Vader en die offer kan sondes vergewe. En hierdie is 'n duidelike koneksie aan Jehoshua, wat daardie rol kan vervul. Ander engele kan nie dit doen nie, ander engele kan nie gaan en sondes vergewe nie, maar Jehoshua sê duidelik hierso, hierdie engel kan sondes teen jou hou, en dus kan hy ons nou ook jou sondes vergewe. Openbaring 22, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en Jehoshua, die Elohim van die heilige profete, het sy engel gestuur, om sy diensnagte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Jehoshua verwys hier na homself as die engel, wat hierdie dinge aan Johannes openbaar, en dan sê hy vir hom, kyk, ek kom gou. So dan is hy Jehoshua, want hy is die een wat sou kom, 'n tweede keer. Hy praat ons nou van sy tweede koms hierso. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Hy wil Jehoshua hierso aanbid. Toe sê Jehoshua vir hom, toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid Jehoshua. Dit soos wat Jehoshua gesê het vir Lucifer, toe hy gesê het, hy moet hom aanbid, toe quoteer Jehoshua Deuteronomium 6 vers 13, toe sê hy daar vir Lucifer, nee, mens moet net die Vader alleen aanbid en dien. Hier sê hy vir Johannes ook, nee, aanbid Jehoshua alleen. Selfs in sy verheerlikte liggaam, toe Johannes hom wou aanbid, het hy hom nie toegelaat nie. Hy het vir hom gesê, nee, aanbid net Jehoshua die Vader. Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jehoshua Messias wat Jehoshua hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. En dan kyk ons nou, wie is hierdie engel wat hy nou verwys, vers 10 en 11. Ek was in die gees op die dag van Jehoshua, en ek dink dit is op 'n feesdag, is hierdie goed aan hom geopenbaar. En ek het agter my 'n groot stem gehoor, of moontlik dalk die Sabbat. En ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, Alef en Taaf, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes van Asië, wat in Asië is. So hierdie engel wat Jehoshua nou verwys het, is die Alef en die Taaf, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hierdie is 'n verwysing na Jehoshua, wat hierdie engel is, wat hierdie goed aan Johannes openbaar het. Kolossense 2, vers 18, laat niemand julle van jou prys beroof nie, al sou hy behaag het, in nederigheid en verering van die engele, en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees, deur sy vleeslike gesindheid. Hier Paulus sê net hierso dat mens moenie engele aanbid nie. Maar hierdie vers wat ek hier gegee het, hierbo, daar is 'n hele paar ander verse ook wat verwys na Jehoshua as 'n engel. Ek wou die video nie te lank gemaak het nie, toe noem ek nou maar net 3 plekke wat daarna verwys. Maar daar is heel wat ander verse ook. En dan Exodus 3. Daarop verskyn die engel van Jehovah aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe Jehovah sien dat hy nuuskierig nader kom, roep Jehovah na hom uit, die doringbos, en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, maar die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is Jehovah van jou vader, die Elohim van Abraham, of eintlik sê hy, ek is die Elohim van jou vader, die Elohim van Abraham, die Elohim van Isak,
en die Elohim van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om Elohim aan te sien. Dit is soos, nou wil ek net hier verduidelik, hoe werk dit dan? Hoe kan Joshua dit sê as hy 'n engel is? Dat hy doen nou homself voor nou as Jahua die Vader? Wat gaan nou hier aan? Dit is soos jy het 'n mikrofoon en 'n luidspreker in 'n ander vertrek. En as jy iets sê, kan die mense in die ander vertrek jou hoor. Yahushua, as die woord van Jahua het gespreek, net wat hy die Vader hoor spreek, woord vir woord. So hy praat nie van homself nie, hy praat namens Jahua die Vader. Ja, hy is die spreekbuis van die Vader. Dit beteken, dis een van die rolle wat hy vervul as die arm van Jahua. Hy is onder die koepel, hierso doenig, en wat ook al die Vader wil hê, hy moet doen hy, en wat die Vader sê, dit spreek hy net so, woord vir woord. So hy praat nie van homself nie, hy praat van die Vader, en wat die Vader gesê wil hê, sê hy. Hierdie is een van die maniere hoe dat Jahua in die hemel met ons mense kan interact. Nou bereik Jahua ons meer met die hulp van sy trooster, sy gees, wysheid. Johannes 14 vers 26 sê dit vir ons, maar die trooster, die Heilige Gees van die Vader, in my naam sal stuur, en sy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. As jy hierdie woord wat sê hy, gaan kyk in die Grieks, kan dit beteken he, she or it. So jy kan kies daarso, en dit is 'n she. Soos ons sien in Spreuke 8, dat Jahua se gees is 'n vrou, is female. Jahua sê in Genesis 1 vers 29, dat vir sy gees, kom ons maak die mense in ons gelykenis. En toe maak hy Adam in sy gelykenis. So Eva was gemaak in die gelykenis van die gees van Jahua, wysheid. Wat beteken dit as die woord sê dat Yahushua is die enige gebore seun van Jahua? Job 1 vers 6, 2 vers 1, 38 vers 7, sê dat engele is Jahua se seuns, so dit sluit Yahushua as engel in. Toe Yahushua as 100% mens gebore was, het hy die enigste seun geword wat as mens gebore was. Dus die enige gebore seun. Dit beteken nie hy is die enigste seun nie. Deuteronomium, en hier is nou die laaste paar versies, wat sê dat ons net die Vader moet aanbid. Deuteronomium 6 vers 4 sê Jahua, Here Israel, Jahua, your Elohim, Jahua is one. Hy is nie 2 of 3 nie, hy is 1. Maar as mense wil glo in 'n Trinity, in 'n 3-eenheid, dan moet hulle 9 aanbid, want Openbaring sê vir ons dat Jahua het 7 geeste. So dan is dit Jahua, die 7 geeste wat jy moet aanbid, en dan jou Yahushua, die Christene. Dan moet hulle ons nou 9 gode aanbid, in plaas van net 1. Jahua maak dit maklik vir ons, hy wil dit vir ons eenvoudig hou. Hy sê vir ons moet net hom aanbid. Nie hom en sy verteenwoordiger op die aarde nie, net vir hom. En dis weer eens mense, hoekom dit belangrik is, dat jy die regte name gebruik, want as jy die regte naam vir Yahushua gebruik, dan vereer jy nog steeds die Vader alleen. Deuteronomium 6 vers 13, You shall fear Jahua, your Elohim, and serve him, and shall take oaths in his name. Dit is die vers wat Yahushua gekwoteer het vir Lucifer, toe hy vir hom gesê het, dat Yahushua hom moet aanbid. Toe kwoteer Yahushua hierdie vers, wat sê dat ons moet net die Vader alleen aanbid en dien. So dit staan in die gebooie mense, en ons moet ons die gebooie onderhou. Exodus 20 vers 3, You shall have no other gods before me. Ja, en wat Jahua hier wil sê is dat mens mag niemand of niks anders aanbid buiten hom nie. Niks of niemand anders nie. Nou as jy Yahushua aanbid as 'n aparte persoon, dan aanbid jy mos nou iemand anders. Jesaja 42 vers 8, I am Yahuwah, that is my name. I will not yield my glory to another, or my praise to idols. Of jy kan hier insluit, or any other person, or angel. Niemand of niks anders nie. Mens mag net Yahuwah aanbid. En alle glorie kom net hom toe.
Yahushua is nie die Vader nie, so ons mag nie hom aanbid nie, soos hy telke male vir ons gesê het. Ja, ek wil dit net weer insluit hierso, want dit is belangrik dat ons dit moet leer om dit reg te doen. Yahushua, toe hy ons geleer het hoe om te bid in Matteus 6, toe het hy ons mooi gesê, ons Vader wat in die hemel is. So hy sê daar duidelik vir ons in die eerste sinnetjie, tot wie bid ons. Net hy gesê, Jesus wat hier voor ons staan, laat u naam geheilig word, hy het nie dit vir hulle geleer nie. Hy het vir hulle verwys na die Vader en sê, jy bid tot die Vader. Nou mense, luister vir Yahushua, hy het ons nou mooi vir julle verduidelik wat om te doen. Doen eerder wat hy sê, want hy gaan jou oordeel eendag. Sy woorde gaan jou oordeel. Jou dominee en pastoor se woorde gaan jou nie eendag oordeel in die hemel nie. So jy moet jou, nou wat is die woord, nou kan ek daaraan dink, maar jy moet besluit vir wie gaan jy luister, en die een wat na jy eintlik moet luister is Yahushua. Want sy woorde kan jou red of condemn. En dis hoekom dit so belangrik is. Ja, so dit is die boodskap, is miskien 'n harderige boodskap vir heel wat mense, want mense is maar geleer sekere dinge van kleins af, en soos die idee van Yahushua as 'n engel, dit word mens nooit geleer, of mens sien dit nooit regtig raak in die Bybel nie, want mens fokus nie daarop nie, want mens word dit nooit geleer nie. Dit is amper soos mens hou van 'n sekere kar, en dan sien jy die hele tyd die kar op die pad. Maar dit is net omdat jou fokus is nou skielik op daai spesifieke kar. En nou skielik, dis hoekom jy dit nou die hele tyd voel, jy sien dit die hele tyd raak. Ja, so maar ek dink hierdie is baie nice openbaring van Jahoua, en hoekom Yahushua genoem kon word, of die autoriteit ontvang het, en hoe dit gebeur het, wat hy moes gedoen het, en om die naam bo alle name te kan ontvang. En ja, dit was vir my lekker om daaruit te verstaan van, hoe het Yahushua dan die naam bo alle name ontvang. Want dit is nogal die mekaar spil vir party mense, hulle kan dit nie verstaan nie. Hoe kan die Bybel sê, Jahoua sê vir Jahoua dit en dat? Hoe werk dit? Hulle dog dan die Bybel sê, daar is net een Jahoua, ek is net een, Deuteronomium 6:4. Maar, so, dit is hoekom ek ook dink, is wonderlik dat Jahoua dit vir my gewys het, hoe dit in mekaar pas. Van dit het ek al reeds idee oor gehad, maar hierdie laaste puzzelstuk van, hoe Yahushua die naam ontvang, bo alle name, wat het dit bewerkstellig. So ja, ek dink ek nogal goed gedoen met my my Afrikaans vanaand. Geniet julle aand verder, groete.